Here Jesus, ons is so dankbaar vir ons samesyn in hierdie oggend. Ons is so dankbaar, Here, dat ons 'n plek het, soos wat Salomo nou hier geskryf het, dat ons 'n plek het, ons het 'n plek van aanbidding, ons het 'n plek, Here, waar ons as kinders van die Here kan saamkom. Plek, Here, waar ons mekaar kan geniet, kan getuig, kan deel dit wat die Here in hierdie afgelope week vir ons ook so gedoen het. En ons eer U daarvoor. Soos wat ons gesing het, Here, ons kom buig nou in aanbidding voor Jesus ons Heer. Maar Here, wanneer ons as gemeente voor U staan, dan is ons harte in hierdie oggend so bietjie bedroef. Ons harte is bedroef, Here, wanneer ons kyk na die wêreld daar buite. Ons harte is bedroef, Here, dat ons net na U toe kan uitreik en skree, uitroep, Here, help. As ons net dink aan die vure daar in die Kaap, mense wat hulle hele bestaan verloor het, o Here, asseblief. U kan wonderbaarlik voorsien, ons weet U kan. Sal U asseblief ook daar intree, sal U asseblief ook daar kom bemoedig, kom onderskrag. Here, sal U asseblief hulle kom sterke. Ons dink aan klein Daniel, Here, wat gebyt is deur daardie hond. Sal U hom asseblief aanraak. Here, hy is 'n klein seentjie met nog 'n lang lewe voor hom. Sal U asseblief die omstandighede ook so rig dat die beste van dit sal uitkom. Ons dink aan Tannie Martha. Ons dink aan oom Frans. Ons dink aan Tannie Christina, Here, wat nou vir 'n heupvervanging moet gaan, sal U asseblief bystaan. Ons dink aan ons gemeente. Ons kom bid, Here, vir ons sendelinge. Sendelinge wat die werk daar buite doen, waar ons nie noodwendig kan uitkom nie, ons eer U vir hulle. Hou hulle hande sterk asseblief, Here. Seën hulle. En uit en uit, Here, bid ons vir die redding van kosbare siele. As gemeente, Here, kom lê ons 2026 voor U voete neer. Die pas is nou besig om op te tel. Sal U ons asseblief help, Here, om die regte pas te hou. En in en deur dit U naam te verheerlik. En nou ook, Here, terwyl Salomo vir ons hierdie gedagte vanuit U woord wil kom deel, sal U asseblief vir ons die insig gee, sal U asseblief vir ons die verstand gee, die onderskeidingsvermoë, Here, om U stem te hoor in hierdie oggend, dat ons lewens ook so kan instel as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Want ons weet, Here, dit is ons redelike godsdiens. En mag dit so vir ieder en elkeen van ons wees. Ons bid dit nou, Here, in diepe afhanklikheid vir dit wat U in hierdie oggend ook hier in ons midde kan en wil kom doen. Amen. Okay, so kyk na vers 6. So ek het vir u gesê dat die verse het nou aangeskuif, maar jy sal agterkom dat in my skyfies nou gaan daar 'n paar verse wees. As dit daai vers is in jou Bybel, gaan dit net die een terug wees. Reg, so hou net kop asseblief met dit. En nou sê hy skryf in vers 6, want soos daar baie drome is, so is daar ook nietige woorde in menigte. En dan die baie belangrike uitroep wat hy daar gee, maar vrees God. En geliefdes, na aanleiding van dit en dit wat hy nou geskryf het in hierdie hele gedagte, het ons gelei na die tema toe, ware aanbidding. Ware aanbidding, wat is aanbidding? Ons sê ons aanbid God, wat is aanbid? Wat doen ek? Hoe doen ek dit? Wat beteken dit? Die wêreld vandag het 'n baie breë, wyse definisie van aanbidding. Die Satan het die term aanbidding vasgesluit aan musiek, deur om te sê, jy weet, praise and worship, dit is aanbidding, dit is 'n klein deel van aanbidding, maar praise and worship, sing, al die klas van goed, is nie in sy totaliteit, in sy volheid aanbidding nie. Reg? Ons moet dit verstaan. Aanbidding is baie groter as dit, dis baie dieper as dit. En nou kom Salomo en hy kom heg hierdie waarheid daar aan 'n eenvoudige term wat ons kry in vers 17, waar hy sê, gee ag op jou voet as jy na die huis van God gaan.
So nou moet ons 'n tweede definisie hierso gou-gou uitmekaar uitmaak. En wat is die huis van God? Is hierdie die huis van God? Hierdie bakstene wat hier is, hierdie ding, is dit die huis van God? Nou die frase huis van God vind ons ongeveer 50 keer in die Bybel, hoofsaaklik in die Ou Testament, en dit verwys na 'n plek waar God se volk bymekaar gekom het om hom te aanbid. Dis huis van God. Dis die vergaderplek van sy kinders waar hulle kom om hom te aanbid. Voor Salomo se tyd moet ons nou onthou dat daar was nie 'n tempel nie. Dawid sou die planne gekry het om die tempel te bou, maar omdat daar bloed op sy hande was deur oorlog, was hy nie toegelaat om die tempel te bou nie, en daai kosbare voorreg het toe afgeval na Salomo toe. Dit was Salomo wat die permanente aanbiddingsplek van die Here gebou het, die permanente die huis van God. Die Bybel leer ons dat meer as 183,000 manne 7 jaar lank gewerk het om die tempel te kry soos wat hy was. Die klip is buite Jerusalem gekaap. Dit is nou nogals 'n wonder, né, dat hulle die klip van die tempel buite Jerusalem gekaap en die finale produk hiernatoe gebring. Hulle het niks on-site gedoen nie. Daar was nie 'n buitel wat teen 'n rots gekap het in Jerusalem nie, want dit was heilig. Dit was heilig. Die motief en die rede hoekom hierdie plek bou, hulle rede daarvoor was heilig. Dit was nie net 'n spaza shop nie, of plak 1, plak 2, plak 3, hulle het die beste gebring van ver om die huis van die Here te bou. Die tempel is gebou van wit Jerusalem kalksteen, sederhout, olyfhout, dennehout, alles oorgetrek met soliede goud. Probeer jouself so 'n plek in Suid-Afrika. Hulle loot hom binne 30 sekondes, klap, gone, alles, koper, goud, alles weg. Alles. En hierdie kosbare struktuur staan daar in Jerusalem vir so wat 400 jaar, totdat dit deur die Babiloniërs vernietig is. Later is dit herbou deur Nehemia en het bestaan tot 70 na Christus, toe kom die Romeine en hulle vernietig dit toe. En vandag is daar geen tempel nie. Maar die aanbidding het nie opgehou nie. Na die vernietiging van die tempel het die Jode sinagoges gebou, kleiner bymekaar komplekke vir aanbidding teenoor die Here. En die Christelike ekwivalent, daai tongtwister woord, is die kerk. Dis die kerk. Hierdie plek waar ons vandag bymekaar kom, is die huis van God. Dit is die huis van God. God is nie beperk tot hierdie gebou nie, glad en al nie. Paulus herinner ons baie mooi dat ons nie daai stelling kan maak nie. Hy sê die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van die hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie, maar tog sê die Here Jesus in Matteus 18 vers 20, sê hy daar, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek hier in hulle midde. So die eenvoudige waarheid is net dit dat God is hier. Hy's hier in die huis van God wat ons vir hom opgerig het, sodat ons hiernatoe kan kom en hom kan aanbid. Geliefdes, wanneer ons kerk toe kom, dan betree ons die teenwoordigheid van God, waar 2 of 3 meer in sy naam vergader. Hy is hier. Daarom is dit noodsaaklik, regtig noodsaaklik, dat ons hoor wat Salomo vir ons sê oor die belangrikheid om God te nader, om God te aanbid. En geliefdes, ek weet daar is nou al baie dinge gesê, maar Salomo fokus nie hier op aanbiddingsstyle nie. Wil jy moet dit raak sien? Hy praat nie oor musiek nie. Hy praat nie oor kleredrag nie. Hy praat nie oor tradisies en hieroor en daaroor is nie waaroor hy praat nie. Hy onderskei ook nie tussen kerke nie. Hy fokus nie op die uiterlike dinge nie, want die uiterlike is die fariseërs waar die Here Jesus vir hulle gesê het, julle kan mooi lyk van buite, maar binne is julle gedote grafte.
Dit gaan nie oor die uiterlike nie. Die uiterlike is nie primêr nie, dis sekondêr. God kyk na die hart. Die hart waarmee ons daardie deure inkom. En geliefdes, dis nog meer as dit. Dit is die hart waarmee ek op 'n Sondagmôre wakker word. Met die idee daartoe dat ek my God gaan ontmoet, tyd met hom spandeer en met hom in vereniging wees, want ons is in 'n verhouding saam. Dis waaroor dit gaan. So ons moet onsself die saak dan afvra, hoe doen ek dit? Het is maklik om te sê, doen dit. Hoe kom ek daar? En Salomo was die man wat die tempel gebou het. En vanuit sy ervaring, wil ek hê ons moet vanmôre kyk na dit wat hy hier skryf, oor hoe ek die Here aanbid in sy huis. Hoe ek die Here aanbid in sy huis. Geliefdes, die eerste gedagte is dat aanbidding begin met eerbied. Hy sê in vers 1, gee ag op jou voet as jy na die huis van God gaan. So wanneer Salomo hierdie woorde skryf, doen hy dit glad en al nie ligtelik nie. Hy praat nie net hier oor 'n fisiese beweging nie, maar hy praat hier van 'n houding in die hart waarmee 'n mens God nader. Die beeld wat hy wel hier gebruik is eenvoudig maar diep, en dit is jou voetstappe. Want jy sien, om jou voetstappe te bewaak beteken dat jy bewus raak van jou omstandighede, jy raak bewus van waarheen jy op pad is, en dit maak jy ook bewus van in wie se teenwoordigheid jy gaan staan. Reg? Ek gaan kuier nie vir oom Douglas om hom Jannie daar te kry nie. Dis die punt. Dieselfde met ons aanbiddingstyl. En nou is hier 'n letterlike betekenis en 'n figuurlike betekenis. Wat ons hierin moet raak sien, rakende die gedagte, rig jou voetstappe, gee ag op jou voetstappe. Jy sien, in Salomo se tyd het die aanbidders nie net gestap waar hulle wou nie. In die tempelarea kon jy nie net geloop het waar jy wou nie. Om by die tempel uit te kom, moes hulle by die suidelike trappe na die tempelberg toe loop, en dit was die enigste manier. Maar nou kyk hoe was hulle gebou. Daai is die trappe wat argeologie opgegrawe het, reg van die trappe. Nou kyk mooi, daar is 'n lang trap en daar's 'n kort trap, en dan is daar weer 'n lang trap en daar's 'n kort trap, en dan is daar weer 'n lang trap en dan is daar 'n kort trap. Kan jy dit raak sien? Kyk, dit was nie 'n fout nie. Hulle het dit baie intentioneel so gebou. En die rede hoekom hulle dit so daarop gebou het, is sodat mense nie kan hardloop nie. Het jy al gehoor hoe iemand in tale kan praat as hulle daai klein tontjie raak moet staan? Kyk, daar kom tale daaruit wat geen mens kan tem nie, né? En nou wat sou gebeur het was, as jy daar opgehang, hulle het nie Nike tekkies gehad soos ons vandag nie, hulle het die sandals gehad. So daai klein tontjie is nog so bietjie, hy's nog so bietjie oop, né? So dit het jou forceer om so bietjie stadiger te loop. Dit het jou forceer, dit het jou pas gebreek, en dit het jou forceer om stadiger na die tempel toe te gaan, stadiger na die Here toe te gaan, stadiger in aanbidding voor God te kom. Jy sien, hierdie metode het gedwing dat jy moes dink oor waarheen jy op pad is. Dis asof elke tree vir die aanbidder sê, jy's nie net op pad na 'n gewone plek toe nie, jy nader nou die teenwoordigheid van God. Die trappe het die aanbidder fisies gedwing om dit wat innerlik nog moet gebeur, om dit te begin beleef. Jy sien, dis daar waar jy stadig op pad na die tempel toe gaan, waar jy hier in jou hart die waarheid ontdek van waar jy met die Here staan. Dis wanneer jy stadig loop, wanneer jy vertraag en jy pyns om jouself te ondersoek. En geliefdes, ek weet ons leef in 'n tyd vandag waar alles 'n gejaag is van afspraak na afspraak. Reg, Checker 6060 moet net nie daar opdag met 61 minute nie, dan is dit verby, né? Hulle het gesê 60 minute, alles is besig. Jy kan vir jou kos maak in 2 minute as jy 2 minute noedels eet daarso. En selfs ek raak ongeduldig met die laaste 30 sekondes ek wil hom uithaal. Die lewe is gejaag. Ons het afsprake, ons het dinge om te doen, ons het mense om te sien. Maar wanneer ons kerk toe kom,
roep Salomo ons aan om iets anders te doen. Hy roep ons aan om so bietjie te vertraag. Om kerk toe te kom beteken nie om net nog 'n ding op jou weeklikse skedule af te teken nie. Dit beteken om doelbewus te sê, ek gaan nou die teenwoordigheid van God binne. Eerbied begin wanneer ons besef, God is nie soos ons nie. En met dit saam, if you like it or not, hy's hier. Hy's hier. Geliefdes, wanneer ons oor eerbied praat ons oor die erkenning dat God is nie my gelyke nie. En ons kultuur het 'n probleem met gesag. Dit is 'n groot probleem wat ons het. In vroeër jare was 'n polisieman en 'n onderwyser en 'n dokter en al die klas van, jy weet, mense wat in posisies gestaan het. Hulle was gesagtelike mense gewees. Jy het nie teruggepraat met 'n meneer nie. Daar's nie 'n manier nie. Hulle het jou of gegooi met iets, of geklap, of geiets. Daar was gesag en dit was afgedwing. Polisiemanne vandag, ons lag vir hulle. Maar nou kom daai gesindheid in die kerk in. En ons sien Jesus in dieselfde gesagsfiguur probleem. Daar is nie meer gesag, respek vir wie hy is, nie wie ek dink hy is nie. Twee verskillende dingetjies. Maar nou kom sê Salomo, God is heilig. Hy is koning. Hy is redder. Die geliefdes, om die huis van God binne te gaan is om in die teenwoordigheid van die soewereine heerser van die hemel en aarde binne te tree. Wat 'n kosbare voorreg het ons eintlik nie. Hy is nie beperk tot hierdie gebou nie, dit is so, maar hy's hier. Geliefdes, en wanneer ons dit besef, dan verander dit hoe ons hiernatoe kom, hoe ons praat, hoe ons sit, hoe ons luister, en selfs hoe ons stil bly. Eerbied beteken nie vrees wat jou wegdryf nie, maar is 'n ontzag wat jou nader en nader en nader trek aan die Here. Dis die letterlike betekenis met die trappe. Maar nou is daar ook 'n figuurlike betekenis. Van gee ag op jou voetstappe. Want ons voetstappe, om dit te bewaak in 'n figuurlike betekenis, verwys na ons algemene lewenswandel. Met ander woorde, jy kan nie eerbiedig die huis van God binnekom as jou lewe daar buite nie reg is nie. Dit is skynheilig. Aanbidding, wanneer ek sê ek aanbid God, dan vra dit konsekwentheid. Nou slaat ek my vrou 3 keer 'n week hierso in die pastorie en nou kom staan ek hier in die huis van God. Ek het daai ou daar by die stopstraat, daai taxi, het ek 'n middelvinger gegooi en nou kom ek in die huis van die Here in en ek wil my hande lig in aanbidding. Nee. Jy sien, aanbidding vra integriteit. En dit vra dat daar nie 'n kloof is tussen wie ons is op 'n Sondag en wie ons is op 'n Maandag en op 'n Saterdag nie. Dikwels dink ons dat eerbied iets is wat ons kan aanskakel wanneer ons by die deur aankom. Die dominee doen dit. Hy slat sy vrou en dan as hy die pak en die das aan het, veral die das, dan is jy kry so rilling. Dan is jy heilig. Né? Dis mos hoe dit werk. Nee. Glad en al nie. Konsekwentheid. Salomo sê, bewaak jou voetstappe. Nie net vandag nie, maar elke dag. Johannes 2 Johannes 6 vers 6 sê, dit is die liefde, dat ons wandel, ons voetstappe is gerig volgens sy gebooie. Dit is die gebod soos julle dit van die begin af gehoor het, dat julle daarin moet wandel. Ware eerbied vir God word nie net hier in die erediens gesien nie, maar dit word gesien in my alledaagse lewe. En hoe ek daar buite praat. Hoe ons werk daar buite. Hoe ons ander mense behandel. Hoe ons konflik hanteer. En geliefdes, veral hoe ons met sonde omgaan. Eerbied beteken dat ek nie God met my mond eer, maar met my lewe verloon nie.
Want jy sien, as jy nou opgaan na die tempel van die Here toe, dan is jy stadig genoeg om jouself te ondersoek in die lig wat God vir jou in gedagte het. Dit wat die Here vir jou wil kom uitwys. Ons kry tyd om ons harte te ondersoek, om stadiger te beweeg. En geliefdes, dan betree ons hierdie gebou, die huis van God, en waar daar sonde in my lewe is daar belydenis daarvan. As daar vreugde is, dan bring ons dit in dankbaarheid voor die Here. As daar seer is, dan bring ons dit in gebed voor hom wat altyd antwoord. Ons kom nie haastig hierin nie. Ons kom bewus. Ons kom eerbiedig. En ons kom afhanklik. Johannes 15 vers 5. Sonder my kan julle niks doen. Niks nie. Geliefdes, kom nie haastig in die huis van die Here in nie. Dit vra stilte. Dit vra 'n bietjie nadenke. Dit vra nederigheid. En die kern van dit alles, dit begin nie by musiek nie. Dit begin nie by wat ek aantrek nie. Dit begin nie by wat ons gaan doen in die erediens nie. Dit gaan wanneer ek erken wie God is en wie ek nie is nie. Wanneer ons die huis van God binnegaan met 'n hart vol eerbied, verander alles. Ons luister anders. Ons sing anders, ons bid anders, en geliefdes, ons leef ook anders. Daarom sê hy, bewaak jou voetstappe wanneer jy na die huis van God gaan. Bewaak dit. Ware aanbidding voor die Here, geliefdes, begin met 'n ontzag vir wie God is. Nie ek is nie, wie hy is. Die tweede gedagte. Is dat aanbidding is meer luister as praat. Nou gaan ons op toring trap. Hy sê in vers 1 en 2, gee ag op jou voet as jy na die huis van God gaan, want om nader te kom en te hoor is beter as dat dwaase 'n slagoffer bring, want hulle het geen verstand nie, sodat hulle kwaad doen. Wees nie haastig met jou mond nie en laat jou hart nie gou 'n woord uitbring voor die aangesig van God nie, want God is in die hemel en jy op die aarde, daarom moet jou woorde min wees. So Salomo kom leer ons dat dit begin by eerbied, maar nou moet daai eerbied nou sigbaar word. Dit kan nie net hier in my hart bly nie, kan nie net hier binne bly nie. Dit moet sigbaar word. En geliefdes, dit is 'n houding in vandag se tyd wat baie moeilik geword het. Dis die gawe, ek noem dit nou al 'n gawe, die gawe om te luister. Jy weet, hierdie twee goed te gebruik. My ma het altyd my gevra, wat is daai? Dan sê ons blompotte. Sy sê ja, sy kan so sien want jy luister nie. Ware aanbidding, geliefdes, sê Salomo, word nie eers gemeet aan dit wat ons sê nie, maar hoe goed ons luister. Ons leef in 'n wêreld, geliefdes, waar almal praat. Almal praat, almal het 'n opinie, almal het 'n mening, almal het hierdie en daai standpunte en ek weet nie wat alles nie. En deur dit alles het stilte skaars geword. Baie skaars. En hierdie kultuur van konstante praat is dieselfde tendens wat baie maklik in die huis van God inkom. Dis sê Salomo, gaan nader om te luister. Jy sien, luister is 'n vorm van aanbidding voor die Here. Wie van u luister vanmôre na dit wat ons sê? Niemand aanbid nie. Luister is aanbidding wanneer ons die woord oopmaak, dit lees, dit bepeins, my hart ingesteldheid daar om te hoor dit wat die Here vir my wil kom sê. Om te luister na God se woord is om te sê ek is oop, Here, ek is leerbaar, ek is bereid om my lewe neer te buig onder u wat dit vir my vanmôre wil kom sê. Dit, geliefdes, is aanbidding. Wanneer ons stil sit onder die woord, wanneer ons aandagtig luister, wanneer ons harte oopmaak vir God se stem, selfs al sê ons niks, selfs al sing ons nie 'n woord nie, is ons besig om God te aanbid. Want uiteindelik is hy die een wat praat.
En dis waarby ons altyd moet uitkom. En nou kom waarsku Jakobus, hy sê, ja, ek het Jakobus gemis, ekskuus julle. Jakobus 1 vers 22 sê, word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie. Daar's 'n verskil tussen hoor en luister. Ek kry dit gereeld in die huis. My vrou moet my gereeld so aan die kraag gryp en vir my sê, kyk my in my oë en luister, want ek hoor alles in die verbygaan, maar ek luister. Verstaan nie altyd nie. En dis die gevaar, geliefdes, wanneer ons te veel praat. Hy waarsku, moenie haastig wees met jou mond nie. Laat jou woorde min wees. Want jy sien, daar is iets diep oneerbiedig daaraan om God te nader met 'n oorhaastige en onbedagte woorde. Soos wanneer jy in 'n gesprek is en daar's die hele tyd iemand wat inchip. Ja maar, jy ken hulle. Ons doen dit baie keer met die Here. En geliefdes, ek wil net sê dat dis nie dat God nie wil hê ons moet praat nie. Hy nooi ons juis om te bid, maar daar's 'n groot verskil tussen eerbiedige gebed en onbesonnige gepraat. Salomo noem dit die offer van dwaase. Nou kan ons vra, wat is die offer van dwaase? Maklik. Dis wanneer mense voor God praat sonder om te dink. Ek het dit ook al gedoen. Ek het al beloftes gemaak aan my vrou wat ek na die tyd baie spyt oor was, wanneer jy hulle moet nakom, né? Dieselfde met die Here. Maak beloftes sonder om die erns daarvan te besef. Wanneer ons God wil manipuleer met woorde, eerder as om gehoorsaam te wees met ons lewens. Ons ken daai transaksie gebeure, né? Here, as u dit vir my doen, dan sal ek dit vir u doen. Here, ek bid dat u vir my hierdie sal gee, dan sal ek dit vir u doen. Here, ek bid asseblief, gee vir my 'n werk, en as u my 'n werk gee, sal ek ophou drink, en dan kry ek die werk, en dan celebrate ons om met 'n drankie. Ons ken daai. Die offer van die dwaase. En dan, wanneer God wel voorsien, dan vergeet ons baie maklik aan dit wat ons beloof het. En nou kom hy en hy maak 'n stelling. Hy sê, God is in die hemel en ons is hier op aarde. En dis die belangrikste stelling wat Salomo maak in hierdie teks. Hy sê, God is in die hemel, jy is op aarde. En dis nie net 'n geografiese beskrywing wat hy nou hier wil kom uittoon nie. Dis 'n verklaring van gesag. God is in die hemel, jy is hier op aarde. Geliefde, wie is ons? Wie is ons? Wat is ons? En nou wil ons die Here kom aanbid. Laat ons onthou, hy is in die hemel, want heilig, heilig, heilig is die Here, sing die engele rondom sy troon. God is nie ons gelyke nie. Hy is nie onder ons beheer nie. Hy is nie verplig om ons planne te ondersteun nie. Hy is die ewige, soewereine, heilige God. En ons is maar net die skepsel wat vanuit hom ontstaan het. En geliefdes, wanneer ons dit regtig besef, dan verander dit die wyse waarop ons met God praat. Ons begin stadiger bid. Ons begin meer luister. En ons begin ons woorde te weef. Eerbied laat ons stil word. En Salomo lê groot klem op woorde, veral op die gelofte. Sien, in die Ou Testament was 'n gelofte nie 'n ligtelike saak nie. Om 'n belofte aan die Here te maak en dit te verbreek was om God direk te oneer. Ek het hom nou gesien, Deuteronomium, ja. Okay, so Psalm Ekskuus julle. Maar ek sal daarvan hou met vir julle te wys. Psalm 15 vers 4 sê, en wie se oë die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die Here vrees, al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie. Die een wat 'n gelofte aan die Here hou, selfs al kom dit hom ter na, selfs al moet ek seer kry in die proses, maar dit moet vir my belangrik wees
om dit wat ek vir die Here te gesê het te eerbiedig en dit na te kom. Deuteronomium 23 vers 23 sê, wat oor jou lippe gaan, moet jy hou en doen soos jy aan die Here jou God vrywillig beloof het, wat jy met jou mond gespreek het. Belangrik, geliefdes, dat in ons aanbidding voor die Here, dat ons woorde ook sal tel. En ons leef weer eens in 'n kultuur van leebeloftes. Ons lewe in 'n samelewing waar beloftes gemaak word, baie ligtelik en net nie te nagekom word nie. Maar geliefdes, in God se teenwoordigheid dra dit lig. Dink byvoorbeeld hoe maklik die belofte aan God verbreek word in ons tyd, tot death do us part. Dink bietjie daaraan. Ek het dit nie gemaak aan haar ouers nie. Ek het dit gemaak aan God. Dit vra nie woorde nie. Dit vra ware woorde. Ware woorde. En is 'n diep geestelike dissipline. Om stil te wees voor God is om te erken, Here, ek het nie al die antwoorde nie, maar ek het U nodig. En geliefdes, wanneer ons stil raak, hoor ons die woord duideliker. Ons sien ons harte eerliker. Ons besef of ons afhanklikheid in God dieper. Sien aanbidding groei wanneer praat minder word en luister meer. My vrou is baie liewer vir my as ek luister eerder as te hoor. Dieselfde met die Here. Dieselfde met die Here. En met dit saam kom hy ook daar en hy deel 'n derde gedagte, dat aanbidding is om te gee. Aanbidding is om te gee. Nou ek het in 'n ander boodskap nie lank terug nie gesê, it's been 5 years going en ek het nog nie 'n preek gedoen oor geld nie. Ek het nog nooit gepreek oor geld nie, want hierdie gedeelte gaan nie net oor geld nie. Liefdes, dit is om myself te gee. Dit is om hier te kom sit en vir die Here te sê, Here, hier is ek. Vat my, gebruik my in elke liewe opsig. Gebruik my. Ek gee myself in elke liewe oomblik, in elke liewe daad, gee ek myself aan U. Dis wat dit is om te gee. Ja, ek glo in die gee van tiende. Natuurlik glo ek dit. Dit kom met 'n kosbare belofte. As ons hele tiende na die skathuis bring, hy sal die hemel van die vensters vir ons oopmaak en dit is so, God doen dit. Maar meer nog, geliefdes, hoe gee ek myself aan die Here? Hoe kan hy my gebruik? Het hy volle benut van my? Wanneer ons hier instap en ons hoor van mense wat siek is, wanneer ons hoor van mense waar dit swaar gaan, waar ons hoor van allerhande dinge, is ons bereid om te gee. Is ons bereid om te gaan en te gaan buig voor so 'n persoon en sê, kom ons bid saam. Is ons nog bereid om te gee? Geliefdes, wanneer ons die huis van God binne gaan, dis nie net ons hardloop gou by die kafee in en uit, hier hoor en daar hoor nie. Dis nie waaroor dit gaan. Doen ons dit met die regte eerbied? Is ons as gemeente besig om die Here waarlik te aanbid? Bewaak ons waarlik ons voetstappe wanneer ons hier inkom, om stadig te kom? Vertraag ons bietjie die pas? Luister ons meer as wat ons moet praat? En nou kom Salomo aan die einde en hy sê in vers 7 die eenvoudige woorde: maar vrees God. Vrees God. Nie Marco nie, ek is baie dankbaar. Jy hoef my nie te vrees nie, ek is nice. Nie vir my nie. Vrees die Here.
Ons is hier vir hom. Ons wil hê hy moet ons in 2026 indra. Ons wil hê hy moet ons in en deur alles voorsien. Ons paaie gelyk maak, dis wat ons wil hê. Dit is as gemeente vroeg in die jaar. Het die Here 'n swaar boodskap op ons harte. 'n Rigting waar hy ons wil indruk. Lesse wat hy wil hê ons moet leer. En dit begin sommer so vroeg in die jaar. Kom ons kry ons aanbidding voor hom 100% reg. Met dit saam sal die Here ons seën. Geliefdes, mag u die genade vind van die Here in en deur dit alles. En mag ons in ware aanbidding en eerbied altyd deur voorop staan. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Here, wanneer ons so vanuit die woord kyk, is dit baie maklik om te sien hoe ver ons tekort kom. Here, dit is baie maklik om te sien hoe dat hierdie lewe ons gevorm het in teenstryd met dit wat u vir ons eintlik in gedagte het. Dit is maklik om te sien, Here, hoe dat ek kan sê ek kan bid die Here, maar ek is nie heeltyd daar nie. My pas, Here, is nie heeltemal vertraag nie. My gedagtes is nog nie heeltemal ingestel nie. Dit is maklik, Here, om te sien dat my mond ook baie vinnig is om te praat. Ja, dat ek nie altyd luister nie. Maklik om dit te sien, Here. Dit is maklik om te sien, Here, dat die huis van God inkom, maar ek is nog ondiensbaar. Ek doen nog nie iets vir u nie. Here, dis nog vroeg. Ons as gemeente, Here, kan hierdie dinge verander. Here, ons in 2026 kan hierdie dinge regstel. En deur die genade van die Here Jesus wat vir ons elkeen genoeg is, kan ons ook op daai plek kom waar ons ingeskakel is met die Here op grond van die regte aanbidding. Maar ons het die leiding nodig. Here, ons het nodig dat u met ons praat. Ons het nodig, Here, soos die skape wat luister na u stem vir rigting, vir advies, vir lering, vir teregwysing, dat u ons asseblief daarin sal kom lei. En in en deur dit, Here Jesus, in alles wat ons doen, wil ons u naam verheerlik. En ons kom vra, Here, laat u wil ook in hierdie gemeente geskied, Here, soos wat u dit wil hê. Soos wat u dit bestem het. En Here Jesus, ons bring u nou al die volle lof, die eer en die totale aanbidding van ons harte. In die naam van die Here Jesus Christus alleen. Amen.